Ek is amper doodseker dit het seker ook al met jou gebeur, dat jy iemand so iets wat vlak gekyk het. Jy het hom so op die oog gemeet, en toe het jy tot die gevolgtrekking gekom, hierdie persoon is sommer maar so. En soos wat jy die persoon toe beter leer ken het, het jy eintlik agtergekom, hierdie ou is 'n eyster, 'n beer. Ons het mos nie van die spreekwoord van, jy moenie 'n boek op sy buiteblad takseer nie. Don't judge a book by its cover. Die ander dag sit ek toe mos so en dink, en ek kyk so na alles rondom ons. As jy vrugte koop, dan skil jy die skil van die piesang, jy gooi hom weg en jy eet die piesang. Jy skil die appel en jy eet die binnekant. Oral in die natuur het God dit wat saak maak aan die binnekant gesit. So die buitekante maak nie soveel saak soos wat regtig binnekant is nie. Wanneer dit kom by ons eie menswees en ander mense, is dit interessant hoe hierdie ding net mooi omgekeer word deur ons as mens. Nou ewe skielik tel die dinge wat ons kan sien, die buitekante, die doppe, vir ons baie. Want op grond daarvan maak ons dan ons aannames en evaluasies. Nie net dit nie, nog 'n ander ding wat my verskriklik interessant is hoe maklik ons ander mense se foute raak sien. John Dryden was 'n man wat met woorde kon raakvat. Hy het geleef hier van 1631 tot 1700 en hy het gesê, "Errors like straws upon the surface flow. He who would search for pearls must dive deep below." Khalil Gibran het gesê, "Beauty is not in the face, beauty is a light in the heart." Sophia Loren het gesê, "Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical, for beauty is not in the face. Beauty is a shining light in the heart." Die engele het verby die mooies, die rykes, die mense wat ons sou gedink het, aan wie hulle sou verskyn, beweeg, en hulle het aan die herders daar op die oop velde verskyn. Eenvoudige manne, randfigure in hulle samelewing. Jesus gaan soek sy disippels, nie in die kweekskool van sy dag, uitgeleese manne, skerp en skrander nie. Nee, daar tussen die stink visnette, gaan haal hy die manne, want hy sien dieper as die buitekante. Hy belê in hulle, hy belê sy lewe in hulle. Hy leer hulle alles, hoewel hulle nie mooi verstaan nie. En dan nadat ou Petrus groot foute gemaak het, kom Jesus en kom rig hom weer op. Jesus het hele besig wees met sy disippels, het daaroor gegaan, om vir hulle te leer, dit gaan nie oor die uiterlike nie, nie oor die mense uiterlike nie, dit gaan nie oor die uiterlike dinge nie, dit gaan nie oor hierdie ou tydelike wêreld waarbinne ons lewe nie, nee, dit gaan oor soveel meer. Dit gaan oor dat ek en jy die nuwe tempel is van God, en dat die koninkryk van God in die harte van mense begin, wat Jesus kan sien vir wie hy is, nie vir wat hulle wil hê hy moet wees nie. Ek wil jou vandag afvra, hoeveel tyd spandeer jy aan buitedinge, om mooi te lyk, te grimeer, te skeer, al daardie dinge te doen, wat vir ons so belangrik is, die klere wat ek aantrek, die kar wat ek ry, die huis waar ek bly, en hoeveel tyd in vergelyking daarmee, spandeer jy aan jou innerlike mooi maak, daar waar God alleen kan sien. Weet jy die geloof van 'n Paulus, ek en jy kan hom net so lank ophou, en vir my so tragies is om net ou mense dop te hou. Jy sien, as hulle so oud is, dan kan hulle nie meer die Paulus ophou nie, en dan kom die ware karakter na vore. En dan is dit mense wat al die dinge aan die buitekant gehad het, maar ek wil vir jou sê, die binnekant het nooit aandag gekry nie. Samuel moet die volgende koning kies, en dan sê God vir hom in 1 Samuel 16 vers 7, maar die Here sê vir Samuel, moenie kyk hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Ek wil hom nie hê nie. Dis nie wat 'n mens kan sien wat tel nie. Mense kyk na iemand se buitekant. Ek, die Here, kyk na 'n mens se hart. Hoe lyk jou hart?